Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die Klipkouers Potgooi reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om na ons nuwe besigheid van landbou potgooi reeks, genaamd Boerpot, te luister. Laat die wiele rol. Entrepreneurskap verg baie verskillende eienskappe, maar bovenal verg dit die vermoë om 'n geleentheid raak te sien, ongeag waar die geleentheid is. Ronel Besuitnout het so 'n geleentheid raak gesien in die gasvryheidssektor en dit met albei hande aangegryp. In 2001 het sy die Capital Hotel School se deure oopgemaak, 'n tersiêre instansie wat gasvryheidsbestuur kursusse aanbied. Ek gesels met Ronel oor hoe sy die skool begin het, watter kursusse hulle vandag aanbied, die belangrikheid van ondervinding terwyl mens studeer en hoe om suksesvol te wees in die gasvryheidssektor. Lekker leer en lekker luister. Ronel, verskillik dankie vir jou tyd. Ek het al vir jou gesê, ek dink jou setup hier is fabulous. Ek dink jy's fabulous. So, Baie dankie. Jacques. Maar vertel ons, waar het alles begin? Waar het jy groot geword? Wat is die pad wat jy gestap het? Ek is eintlik 'n plaasmeisie, jong, daar in Palmietfontein wat vandag al Rode is, het ons plaas gehad en ja, ons het daar groot geword. My pa was nie eintlik 'n boer nie. Hy was maar 'n besigheidsman. Dis 'n gentleman farmer. Ja. My ma het eintlik maar die storieetjie bestuur. En ja, ons is so in standaard 6, het ons toe nou dorp toe getrek, want Alrode het toe nou in beweeg en die plekke opgekoop vir die nywerheidsgebied wat daar ontwikkel is. Dus ons Alberton, so ek kom van Alberton af, jy weet, ons is daar groot geword, en ek is toe na hoërskool, Alberton se hoërskool, en van daarof is ek RAI toe. Maar net om vinnig, en ek het vir jou laas genoem, so my ma se soutie en die Engelse familie, die Van Dyks het almal daar in Alberton gebly. Ja? Daai tyd, maar ek onthou net 'n klomp veld, né? So Alberton was 'n aparte dorpie, wil ek amper sê. Dis nie nou vandag het hy, ek wil sê, Suid Johannesburg is nie. Ja, dit is, jy weet, toe die ou Bazaars kom, was ons baie opgewonde geweest. Toe gebeur daar iets. Maar ja, dit was 'n interessante tyd geweest. En ek is toe nou, daai tyd, ek het 'n beurs gekry, wat die mense nou, performance, wat is 'n performance bursary? Maar in elk geval, ek het toe 'n beurs gekry en ek sê RAI toe en daai tyd. RAI was nie, nee? Dit was Nee, RAI was toe nog RAI. Okay. Op Braamfontein campus, jy weet, dit is baie jare terug. Okay. En wat het jy daai tyd gaan swat? Jy het onderwys gaan swat. Dit was nou maar toe nou hoe dit is. Ek was baie lief vir tale, so Afrikaans, Engels en Duits was 3 van my vakke gewees, maar die onderwys het my nie aangegryp nie en ek het toe nou na my eerste jaar, wat 'n baie lekker jaar was, dit was al die komitees wat ek kan behoort en sosiale aktiwiteite was hoog op die prioriteitslys en ek het besluit ek wil gaan werk en verder studeer en toe het ek Unisa toe gegaan. Okay. En kommunikasiekunde het toe nou deel geword van ons vakke wat eweskielik gepop het, want TV-kom en al die goed gaan nou gebeur. Okay. So, toe het ek kommunikasiekunde bygedoen. In elk geval... Wat is die suiwer definisie van kommunikasiekunde as ons nou moderne taal praat? Dit was nie pers geweest. Nee. Dit was PR. Pers, TV, al daai goed wat half soort van onder die mat gelê het, daai jare nog. Jy weet, nou praat ek die vroeë 70's. Yes. So het was besig om te gebeur. Die radio was nog daar, was altyd daar, maar nou is baie ander goed wat gebeur. Die vaderland en die huisgenoot, en jy weet, daai goedjies was daar, maar dis omtrent dit. Yes. Maar kommunikasie het toe nou, ons weet waar ons vandag is, en hoe vinnig dit beweeg. Ja. Maar ja, dit het my gefascineer, en dit was baie interessant, en ja, dit het ook my eerste, wat ek nou sê, ek het eintlik interessante werke gehad, terwyl ek geswat het, in 'n stadium by Pioneer Polyax gewerk, wat ons vir die musikante het soontoe gekom en dan het hulle gesê, okay, goed, hulle wil
keyboard of wat ook al hier, dan word dit afgelaai waar hulle nou hulle gigs gehad het, jy weet. So jy kan nou die band, die toerusting hier. Dis hy. En ons het dit nou dit baie geniet, al die interessante mense wat daai tyd nog in die musiekindustrie was. Jy het backstage passes. Very interesting geweest, met die Rabbits en al daai, het was 'n paar interessante figure. En in elk geval van daar was die industrie groot? Ek wil hierdie ouens daai tyd omdat dit ek wil sê ons het hierdie captive market in Suid-Afrika gehad so net. Hierdie ou kon die ouens goed doen. Ek wil sê was die bedryf, die musiekbedryf. Ja. Dit was klein geweest, jy weet. Hulle het gigs gespeel. So dis waar almal ek meen waar anders, daar was niks veel nie. Ons het jy weet twee plaatjies gehad, so plate gehad. Yes. So dit was gigs geweest en met Babsfontein, het daar die bands gespeel, die orkeste daar gespeel. Dus ja. Nee man. Daar was hulle het gereis in deur die land en gespeel by snaakse dorpies en so aan. Maar dit was nie wat dit vandag is nie. Ek meen, kyk waar staan ons in die musiekbedryf. Amazing goed wat hier gebeur. Maar dis ek Dental Association of South Africa toe. Jy gaan van hierdie exciting na tande toe. Dis ek tande toe. En Hoekom is jy so toe? Hoe het jy daai sprong gemaak? Dit was net iets wat opgekom het. Ek het my tale was goed geweest en hulle het 'n vertaler gesoek. Okay. En natuurlik ook, jy weet, komiteewerk en goede gedoen, maar in elk geval ek is so by Dr. Helmut Haidt. Maar daar's 'n Duitse element geweest. Jy het mos Duits. Ja, ek het dit ook in elk geval toe het ek nou daar begin. En die dametjie, sy was 'n Hollander geweest wat die PR gedoen het vir hulle en sy besluit sy gaan terug Holland toe en toe sê ek vir hom, ek is bereid om ook haar werk saam met my te doen, want dit is waar ek toe voel, hier wil ek my voete vind. Yes. En en toe het ons die eerste National Dental Health Week konsep van Amerika in Suid-Afrika geloods. Ja. En ons het op die interessant op die skoolvelde, rugbyvelde vir die kinders geleer om hulle tande te flos. Pragtig. Flos was 'n nuwe ding. Was dit die nuwe flos en hoe moet jy jou tandjies mooi borsel, jy weet. Was een van die goed wat ek nou baie goed onthou van daai tyd. En Mentor en P. Wie was die groot brand? Colgate. Dis Colgate. Oor die Amerikaners natuurlik, die grootste. Colgate. Aquafresh het uitgekom. En daar was nie veel nie, maar jy weet flos was 'n onbekende ding. Niemand geweet wat 'n flos is. Genius. Die flos Amerikaners al lankal. En ons staan vol uit mekaar uit. En ons vreet vleis. Ja, nou jy. Billike kombinasie. Ja, daai is 'n redelike storie. In elk geval, toe is ek van daar af is ek Republikeinse pers toe, na Rooi Rose toe, en PR gedoen. Was verskriklik lekker. Daai tyd dit was net anders. Dit was 'n ander tyd geweest. So, hoe het jou day job, hoe het PR gelyk in 'n tydskrif daai jare? Kyk, as jy goed kon kuier, kon jou man gestaan by die Daar is 70% daar. Nee, sterk lewer. Maar ons het baie kompetisies gedoen, baie interessante konsepte en die ouens het vir jou borskap gegee. Jy weet, jy het nie daai verskillike 50,000 vorms ons ingevul het. Ja, ken jy, ek glo in jou, weet wie jy is. Dis reg. Want dis jy het iemand iets beloof wat gaan gebeur sonder om vir jou enige waarborg te gee. Wow. En ek weet dit het so verander. Reputasie en verhouding gedrewe. Ja, nee. Dis maar wie jy geken het. Ja. En wie in jou geglo het. Yes. Want dit was toe nou my Republikeinse pers storieetjie en daar uiteindelik maar het ek besluit, weet jy wat, ek wil in die gasvryheidsbedryf kom, want ons daai tyd maar net genoem het die hotelbedryf. Dit was eintlik die woord gasvryheid het nog nie bestaan nie. Maar is dit omdat julle ek dink soos met Rooi Rose, ek wil sê dis die tipe omgewing waar die heeltyd events so goed ge-execute het. So jy beweeg heeltyd in hierdie restaurant, hotel. Ja, jy het daar gebly, jy het dit gesien en jy het goed gedoen saam, weggegaan. Jy weet, ons het mense gekry, 'n groep mense, dan vat jy hulle iewers heen op 'n ekskursie. En ja, dit was ek het gevoel hier wil ek wees. Ek wil reis. As hulle gesê het Pofvader het ek gesê is ook okay, my tas is gepak. Ja. Want ons het nie baie geleenthede gehad nie. Oorsee was 'n konsep wat half nie bestaan het nie. Jy weet, jy het nie die hotelbedryf was verskriklik klein geweest. In die sin, daar was nie plek vir 'n vrou nie. Vrou is agter die stoof, jy kan in kombuis, jy kan nie kok wees.
Woord chef het nie eintlik. Vertel daai storie van die aansoek wat vir my die snaakste ding was. Dit was toe nou by die publieke oorde. Dit was nog publieke oorde geweest. Ek dink dit was hulle naam. Hulle éventueel het hulle oorval geword en dan na Aventura. Maar okay. Toe is daar 'n advertensie. Ek is op pad om Pretoria te verhuis. Ek was al die jare toe in Johannesburg geweest van Alberton af Johannesburg. Ek het in Sodom en Gomorra gebly en Hielbrau van daai tyd. Die Kaapenaars kan vergeet, dit was die mees cosmopolitan plek. Ek wil sê, daai was Europa, was 'n klein Europa. Dit was fantasties geweest. Wonderlik. Ek sal dit nooit verruil vir enigiets nie, maar in elk geval. Toe kom Pretoria toe, besluit ek moet nou werk in Pretoria kry. En ek sien toe die spesifieke advertensie, maar hulle sê duidelik mans alleen. Pragtig. Dit is so blatant soos dit. Ja. En toe besluit ek maar ek gaan nou maar aansoek doen vir hierdie pos. En ek kan onthou by die challenge accepted. Ja, die persoon vir my gevra, maar jy klink vir my redelik soos 'n vrou. Toe sê ek ja, maar ek kan 'n man vrou wat nie kan lees nie, wat? Ja, sy het eintlik vir my gevra, dink jy kan nie lees nie. Maar in elk geval, ek het toe op die einde van die dag het ek die werk gekry en ek moet vir jou sê dit was 2 jaar van my lewe. Ek was 9,5 jaar was ek by Oorval-oorde. Was seker een van die grootste leerskole in my hele lewe. Want ek het in 'n mans wêreld gewerk. Ek het redelik gereis want hulle het oral regdeur Suid-Afrika het hulle oorde gehad. So ek het bemarking gedoen. Jy het in die week gewerk en die naweek was jy by 'n oord om een of ander ding aan te bied. En dit was moeilik geweest want ek was die enigste vrou in hierdie manswêreld. Maar ek het baie geleer. Dit was ook in die tydperk waar die oorde oopgestel is vir alle rasse. Okay. So dit was ook ja, dit is ek wil sê 'n minefield, né? Totaal. Jy weet alles wat gedoen is, van mense al die goed verwag en gebeur daar niks. Maar ja. Toe van hulle af is ek Karos hotelle toe. Ook redelike eiendomme reg oor die land gehad, so ek het lekker gereis en het die hotel, so jy weet jy nou sê daai toe jy wegspring daai tyd was dit amper 'n was so klein industrie. Wat het gebeur dat daar skielik nou ek wil sê wat het die industrie gegroei? Was dit juis oor die nuwe bedeling en so aan wat die land 'n bietjie nou en jy weet ewe skielik daar was die gastehuise nie, daar was die lodges nie. Dit was hotelle. Dit is wat dit was. Ja. In die Kreerwildtyd. Yes. En jy weet jy het see toe gegaan by daai Fabulous. As jy dan kyk dan ons was nie groot Durbaniete geweest met vakansie nie, maar omdat Republikeinse pers in Natal was, KwaZulu-Natal, het ek baie so toe gereis. Ja, ek onthou toe ek klein was, Slange Sands wat opgepop het, die Breikers Hotel, ek weet vroeë 80's wat hierdie fantastiese baie van daai verskriklike old grand ladies is vandag slums. Jammer, maar dit is so. Maar ek so ek is toe Karos hotelle toe en van daar in hierdie tydperk wat ek daar was, toe het ek in verkope ingegaan. Ek was altyd meer in die PR, jy weet, die soft selling. Yes. En toe jy nou in die bums in beds, tipe van ook ek is gevra om die maatskappy aan te sluit. En in elk geval, dit was vir my, daar het ek besef, nou het jy gevra, ek weet, wat het van die bedryf geword? Al die nuwe goed het begin gebeur. En toe word die woord Professional Conference Organizer, PCO's, toe kom daai woord tot stand, wat hierdie persoon nou moet begin reël konferensies, events. Is 'n project manager, nee, jy moet alles saam. Ja. So en ek het toe dan besluit, weet jy wat, dis wat ek wil doen. Want ek het toe 'n redelike goeie kliëntebasis. Ek ken redelik die plekke waar mens goed kan aanbied. En so ek het toe nou Ronpro begin, was ek die middelman en ek het dan vir die kliënt gereël 'n funksie by 'n plek. Got it. Maar dit is wat ek so hulle het 'n probleem, jy maak die oplossing. En ek het ook geweet wat die industrie doen. Yes. Jy weet, ons was nie mooi geweest nie. Ons het altyd gevra, wat is jou begroting? As jy in die hotelbedryf is. Ja. As jy vir my gesê het jy R10, ek al jou R10 gebruik. Ek het baie wins gemaak. Maar maar toe het ek gesê, nee ouens, kom, weet jy wat?
dis jy begroot, maar ek voel, kom ons sit bietjie vleis aan, kom ons maak dit iets om te experience, en dis iets wat jy gaan nie vergeet nie, dis nie net die kos wat jy sit daar en jy drink en dan gaan jy huis toe nie, en toe ek begin temas inwerk, en terwyl ek in Randpro was, en dit was my verskriklik lekker, maar, toe kom daar die groot storie, wat ek toe naderhand in my kar, stofsuier rondgery het, en 'n afstoflap, en 'n you name it, om 'n plek skoon te maak. Want toe kom ek by die plek aan, waar die funksie aangebied word, en dan sal ek sê, die vensters is vuil, en dis nie reg nie, en as jy dit verbyput, so what? Ja. En dit was nie vir my aanvaarbaar nie. En dan kom jy nou by bediening, en dan praat jy met die mense wat moet bedien, en hulle kyk jou aan, en sê, weet, maar dis nie ons styl nie, ons doen dit nie so nie, en die chef wil nie vir jou luister nie, en so jy begin hierdie ander probleme in die proses identifiseer. Ja, want jy weet, nou waar jy altyd by 'n maatskappy was, wat jy mense geken het, wat jy in die kombuis kon instap en sê, luister, ek wil dit so hê, want dis ek het so aan die kliënt verkoop het. Nou is jy by hierdie vreemde plek, en hulle sê net vir jou, oor sommer, die middelvinger vir jou, daar gaan jy, ons doen dit so. Yes. En, toe ek besluit, hier is 'n groot gaping, en dis toe ook waar die CETA's begin ontwikkel het, die Standard Generating Bodies, ek weet ook nie wat is dit nou in die Afrikaans nie, wat hulle toe nou begin besef, kyk, akademie is nou great, ons het altyd akademie gehad, ons het ons universiteite gehad, die technikons was toe nog goed, ek gaan nie niks verder daaroor sê nie, maar in elk geval, toe het iemand wakker geword en gesê, ons het vocational training nodig, ons het hands-on, met ander woorde, hier is jou theorie, gaan pas dit toe, en dit is geef vir jou die volprent. En dis wat gebeur het. En toe het ek besluit, jy weet wat, dis wat ek wil doen. Ek wil, my dogter was in die bedryf gewees, sy het so, saam met iemand reeds so nou al begin, ek hier in die agtergrond, hotelskool, konsep by mekaar sit, en ja, en dis hoe Capital Hotelskool in 2001 ontstaan het. So ek wil vinnig teruggaan, jy terme van jou as persoon, daar's duidelik entrepreneuriese, jy weet, DNA, en jy het hierdie, ek wil sê selfs die temas, jy het 'n creative side, so waar kom daai vandaan? Was dit nog altyd daar, ek wil sê, wheeler en dealer, en dan in hierdie kreatiewe komponent, soos die temas, want ek ook sê, waar het jy jou inspirasie gekry, waar het jy aan temas, het jy dit uitgedink? Of? Dit is nog steeds vir my verskriklik belangrik, en dit is wat vir ons ook baie belangrik hier is by Capital Hotelskool. Nie om vasgevang te word en te sê, jy weet, hier is 'n lys van goed wat ons kan doen, en stuur dit vir die kliënt, nee, wat wil jy hê, as die kliënt, en kom ons doen dit vir jou. Ons wil jou sê, ons heeltemal buite ons beheer is, of ons kan dit nie doen nie. Maar en dis wat ek mis dit nog elke dag, ek sal môre weer voltyds op die vloer wil wees, en met die gaste direk werk, jy weet. Nou is jy 'n bestuur, jy moet 'n maatskappy bestuur. So dis daai mense bestuur, jy weet. So wonderlik wees op 'n eiland met, as ek net kan coconuts eet, en jy kan ook 'n event doen, wat gaan nie lekker werk. So. Ja, maar dit is, ek mis dit, en om kreatief te werk, en jy weet, ons is 'n klein visie in 'n groot dam. Want ons in 2001 begin het met die skool. Was daar baie min hotelskole. Weet, ons dink nog aan die ou wonderlike Braamfontein kampus met hulle wonderlike silwer, alles was in silver service gedoen. Jy moes 3 maande vooruit bespreek het om 'n plek te kry by hulle hotelskool. Dit was 'n hotelskool geweest, en dis wat dit in die wêreld genoem word, hotelskool. En toe het hier en daar nog, jy weet, toe een van ons, ek gaan nie naam noem nie, een van ons kompetisies ook begin. Hulle was vir my een van die plekke wat ek daar gekyk het, wat ek gedink standaarde is wonderlik. En maar in die stadium is daar soveel opleidingsplekke wat gasvryheid doen. So ons is hierdie klein visie in hierdie groot dam. En as jy in hierdie mark wil bly, moet jy vinnig swem. Want daar's 'n paar piranhas hier agter wat jou haakskede byt. So jy moet beweeg. Yes. En dis hoekom kreatiwiteit so belangrik is. Jy weet, jy kan nie net bly by wat. En natuurlik met die aanbieding ook. Jy het 'n raamwerk waarin ons doen gasvryheidsbestuur, hospitality management, dan doen ons professional chef kursus, 'n 3 jaar kursus, en ons doen patisserie, ook 3 jaar
Dan word Pak daai net so 'n klein bietjie uit, elkeen 3 van hulle, so ek wil sê verduidelik hulle in layman's terms, wat behels elkeen, ek wil jy het nou chef, jy het nou pastries, is pasterie, so ja, gee ons net so 'n bietjie meer vleis om het. Jy weet, een konsep wat regtig nog nie mooi verstaan word nie, is hospitality management. Wat vra jy vir 'n jong skoolverlater, en ek het vir jare self elke onderhoud gedoen, en jy vra vir daai persoon, hulle sit hier saam met hulle ouers, en jy sê, okay, goed, jy wil nou gasvryheidsbestuur swat. Vertel my, jy moet toch 'n prentjie in jou kop hê, jy staan die oggend op, wat gaan jy doen? Kom by die werk, wat gaan jy doen? Ja, hoe lyk dit vir jou? Nee, ons gaan nou bestuur. Maar wat bestuur jy? Jou kar, jy weet? Ja, ons gaan nou bestuur. Ja. So, en dan begin jy 'n hele, want dit is eintlik so 'n groot area, wat dit hotelbestuur waarin jy jou kan spes of kan jou plekkie vind. Ek dink daar's 'n plek vir elke mens. Yes. En daar, dis hoekom ons die 2 kursusse ook skei. In ander woorde, jy het jou front of house mense, jou mense wat direk met jou gas gaan werk. Ja. Dan het jy jou kamers, ons noem dit rooms division, jou accommodation service, jou akkommodasie gedeelte, en dis waar die geld lê. Dan dink jy die executive housekeeper, en dan dink ons let nie daai executive housekeeper wees nie, want dis die een wat ons daar by die huis het. Toe nie. Ja, dis nie. Daai persoon is super verantwoordelikheid, en dis waar die geld lê. As 'n ou in sy bed is, en sy kamer is betaal, want elke afdeling moet vir homself sorg. Yes. Dan is daai geld in die bank. Kan nie maklik goed verwyder nie. Ja, ons het al gekry jy die kamer kom en die gordyne en die matras en alles is uit, jy weet, maar dit is gebeur nie maklik nie. Waar jy in food and beverage of wat is dit, kos en spice nie, dit klink verskriklik. Ja, ek dink food and beverage dis nie F&B nie, hoor, want ons het eendag iemand verby gesê, wat 'n bank is dit hierdie wat julle so promoveer? Dit is food and beverage, die F&B nie, ja. Maar daar is jou probleem is jou, jy weet, die mooi Engelse woord is spul vir iets wat reguit steel is. En die dae, dink ek daar baie verander. Jy sal sien, ek kan onthou toe jy gegaan het na hotelle toe, wat alles het hulle branding opgehaat, jy weet, en jy die logo opgehaat. Ja. Mense doen dit nie, hoekom man? Ek het, gaan jy hierdie teelepeltjie vat, dis 'n souvenirtjie. Einde van die maand het jy 50 teelepels weg, kos, jou soos die bierglase studente, ons het mos almal 'n paar branded bierglase gehad. So ja, dis 'n food and beverage is massief. Dis jou restaurant, jou koffiewinkels, jou banketafdeling, jy weet, dan kry jy jou konferensies, jy kry jou kongresse, jy kry jou gewone net geleenthede, events met ander woorde. Hy is die mees komplekse, grootste, en ek sou sê dis waar jy werklik die kreatiwiteit toep, of daai flexibility het vir. Ek kom bys natuurlik, ons kom nou by daai gedeelte. Ja. En daai dis nie jy's of 'n food and beverage mens of jy is nie. Dis nou maar net so. Daar's sekere plekke wat jy jouself jy kan verdwyn, dat niemand jou sien nie in ons bedryf. So net so belangrik is die persoon wat jou bespreking neem. Maar jy het nie direkte kontak, jy het telefoonkontak. Yes. Of e-pos of WhatsApp of whatever ons deesdae alles gebruik. Maar food and beverage is hier. Maar jy is daar, jy is op die vloer. Jy moet kreatief dink. Jy moet met elke afdeling in daai instansie werk. Want jy moet weet wat uit die kombuis aangaan. Jy moet weet wat het jou kliënt daarvoor bestel vir vanaand, wat het jy deurgeloop dan die kombuis. Yes. Jy moet weet wat hulle in die kamer het, want daar's room service. So dit is 'n baie veld. Maar selfs jou front office is net so ek hou nie eens van die woord reception nie, want dan dink jy aan die dom blond wat daar sit en die telefoon antwoord. It's not like that. Daai is elke persoon wat in en uit by daai deur kom, kontroleer jy basies as jy in 'n front office posisie is. En dis jou eerste indruk. Eerste kontak met jou gas. En deesdae vandag met alles wat jy jou beskikking het, as jy daai hele gas se profiel kan trek, kan jy eintlik weet wat om aan te bied, hoe om te groet. Jy weet, ek het destyds in die bedryf, as daar net toe die Chinese begin Suid-Afrika kom, as daar bus Chinese het ek weggehardloop, dan het dit vir jou gesê, ag, daar te Brunel weer vandag.
Want dit is heeltemal weer mekaar gemaak. Hulle storm op jou af. Geen mens weet wat hulle sê nie. Elkeen het 'n kamera. En dit is nag. Jy weet so, dis rarig. Jy moet jouself mooi kan op jou voetjie staan en kan dink. Nee, ek het net gehardloop, maar dis nou. En dan jy seker goed wat jy nie verstaan nie. Weet ons is die Afrikaanse nasie, by praat as jy kyk met in die oë. Ja. Anders is iets om weg te steek. Yes. Nou kom jy hier by die Asiërs jou is wel meer jou, kan ek sê jou Asiër lande. Japaneese, Chinese. Daar sekere goed hulle kyk jou nie in die oë nie. Dit is teen hulle, jy weet dit is disrespectful. Ek wou nou net sê jy soek so nou spring jy uit die blok uit die Afrikaner. Ek respekteer jou, kyk jou in die oë en nou is insult jy my. Jy moet kulture begin leer. Yes. Ek weet ons is baie bevoorreg geweest toe by die sokker, by die wêreld sokkerbeker, het ons al die losies gedoen, ons studente en ons personeel. Ja. En dit was 'n eye-opener vir hierdie jong kinders. Hulle sê, hier stap jy in 'n losie in en jy het iets van alles. Jy weet nie wat die mense sê nie, maar almal is besig om te praat. Ja. Maar jy moet nou maar lyfstaal en half verduidelikings moet jy nou verstaan, wat wil die mense nou eintlik hê, en die meeste het baie gedrink en hulle is luid en, ja, dis jou jy weet, concierge, wat nie groot is in Suid-Afrika nie, maar as jy kyk na daai afdeling, dis altyd so interessant as jy oor see gaan. Ek gaan net concierge as jy enigiets wil weet. Hulle weet alles. Dis jou Google, dis jou menslike Google. As jy goed is, sal jy glad geen ander posisie ooit aanvaar nie, maak nie saak wat die geld is wat jy aanbied nie. Want as jy mooi opreit daarso, het jy al jou diensverskaffers, jy weet, ek kan onthou, ek was baie duidelik, ek het een paar skoene geneem, en dit was 'n week se konferensie, en my hak het afgebreek. En ek het concierge so gaan, ek sê, I've got a problem. Sê, no problem. Ek dacht, ons is hier so, het gaan 'n bietjie lank wag, vir daai dag om terug te kom. Ek was nie eers, dit was nie 2-3 ure later, toe bel ek your shoes back. So hulle diensverskaffers wat mee werk, en natuurlik hulle voetjies. Ek wil nou net sê, dis kickbacks, ja. Dis 'n baie powerful posisie as jy hom reg gebruik. Nou, hoekom dink jy in Suid-Afrika, juis in Suid-Afrika, waar ons het probleemoplossers die hele tyd nodig, hoekom is daai concierge nie so powerful nie? Ek dink dit gaan oor jou diensverskaffers, jy weet, hoe vinnig kan jy die diens lewer? Vertrou nie hierdie ou nie, of wat? Ja, ek weet nie, ek glo, mens kan verhoudings opbou, maar dit is een afdeling. Dan jy jou guest relations, jou guest relations manager. Jy weet, dis daai ou, wat regtig, oor die algemeen, moet ek jy eerlikbaar sê, 'n gas, wat ongelukkig is, weet gewoonlik ongelukkig met homself. Eintlik nie met jou produk nie. Ek sien. En as jy nou net mooi vir hom kan luister, en vir hom sê, meneer, kom sit nou hier by my, dat ons nou net hoor, en naderhand het hy geen probleem nie. So dis so, jy moet maar net 'n oor om te luister. Baie, ek het al hoeveel keer gesien, die bedryf, dan is die ou se instel, weet jy, hierdie ou het probleme met homself, so ons gaan 'n probleem met hom hê. Ja. Of met haar hê. Ja. En dis gewoonlik so. Maar dis nou weer so, daai guest relations, ek wil sê, jy moet 'n hoë EQ hê. Ja. Jy moet kan sien wat hier aangaan, en jy moet mooi kan luister. So dis nou weer 'n ander skill set. Dis 'n ander. So daar's soveel fasette in ons bedryf, wat ek dink soveel mense is eers bewus, hulle dink jy gaan 'n waiter wees. Ek haat daai woord, maar kom ons gebruik dit nou maar. Ek wil nou 'n bietjie juis oor ons 'n bietjie stil staan by die waiter. Dis nou food and beverage, I'm going to be a waiter. Dis die einde van my lewe. Toe nie. Daar's soveel verskillende fasette, ontvangs, jou front of house, jou akkommodasie afdeling. Ja, en dan natuurlijk nog jou maintenance. Daar's ook, daai afdeling is ook belangrik. Yes. Nou werk die airco nie, jou kry warm, nou is hy geïrriteerd met almal, né? So dis uit en uit hierdie engine. Ek wil sê hierdie supply chain engine. En jy moet, as jy nie 'n span speler is nie, gaan jy probleme hê in ons industrie. Ek hoef nie vir jou te hou nie, maar jy hoef by Peltie saam my braai nie. Ja. Maar jy weet, ons moet saamwerk. Yes. Want ek het jou net so nodig soos jy my nodig het. Ja. Want iewers, as ons mekaar nie gaan kommunikeer, dan gaan die pap op die vloer val. En jy het 'n ongelukkige gas. Bottom line. En dan natuurlijk, as jy dit wil hoor, pastry, chefing. Yes. I mean, dit is maklik. As 'n voornemende student hier instap, of manlik, vroulike dame, man, en die vraag is nou, wat gaan jy vandag doen, dink jy, omdat jy nou 'n chef wil wees?
En as hy regtig nie vir jou gaan sê jy gaan kook of jy die kombuis nie, dan hoort jy regtig nie hier. Dis 'n maklike antwoord. Dis wat jy gaan doen. Maar ook weer, daai bedryf het soveel fasette. Ek weet ons kyk na food photography, styling. Ek weet ons kyk na weet jy wat daar's so verskillende, jy hoef nie net in 'n kombuis die hele dag te wees. Natuurlik entrepreneurs, hoeveel entrepreneurs ons al gesien wat net hulle eie ding begin, nuwe konsep. Jy moet net altyd, ek dink op jou tone wees om te weet wat is nuut, wat gebeur daar buite. En pastry is natuurlik ook, dis 'n spesialiteitsafdeling. Yes. So ons pastry studente vir 2 jaar doen hulle presies dieselfde kursus as die chefs. En die 3de jaar spesiale. Want nou ook daai 6 maande pastry kursus is miskien vir die huisvrou wat 'n paar mooi koeke wil bak. Ja. Maar dis nie waaroor pastry gaan nie. Nee. Jy moet nog steeds al daai kookwerk kan doen, snywerk, alles kan doen voordat jy regtig by pastry uitkom. So wat is pastry? Dit is ek bedoel dis nie net croissants so goed nie. Wat is dit? Wat is pastry? Ja, pastry chef is al jou nageregte, jou bakwerk, jou weet as jy daar's sout en soet. Okay. Wat betrokke is. Verstaan. Maar dit is daai baie fyn werk ook, is die mooi goed. Wat nee, ek weet dit kos nie mooi, dit kos natuurlik mooi. Ja. Maar dis baie fyner werk, dit hang af hoe ver jy nou spes in daai afdeling, ja. Jy het 'n interessante ding nou gesê van entrepreneurskap. Is 'n ou wat 'n restaurant wil begin. So jy sê as jy nie die kombuis verstaan of kos verstaan, wat gee jou daai edge? Jy moet die konsep verstaan. Jy moet die konsep van gasvryheid verstaan. So dis weer daai hele Dis die hele storie. Die hele storie. Jy weet daai ou ding wat my vrou kan lekker kos maak, kom ons begin 'n restaurant. O, genade. 6 maande. So, want jy kyk uit na een ding. Ja. Jy weet regtig waar. Ek het dikwels in my onderhoude ook gesê, gaan sê vir julle buddies as die ouens nou hier kom, hulle wil 'n chef word. En jy weet ek kan sien die pa sit so ongemaklik nou, my sê maar nou 'n chef wees. En wat gaan nou van hom word, jy weet, wat sy toekoms. Dus ek weet wat jy vir jou buddies sê, almal wat daar in akademiese instansies is, kom ons ruil werk vir 'n week. En dan gaan jy sien wat gebeur in 'n kombuis. Jy moet alles weet. Van kreatief, van jy moet weet hoe om te meet, hoe om aan te koop, hoe om te kyk as jy aankope kom of dit die regte goed is die goed vars, wat moet eers in, wat moet uitgaan, wat is in seisoen. 'n Chef het ongelooflike kennis nodig voordat jy kan dink jy gaan 'n sukses maak in 'n kombuis. Sure. 'n Huiskombuis en 'n chef se kombuis in 'n restaurant maak nie saak hoe klein hoe groot nie. Appels. Weet jy kyk nou dikwels na ek kyk graag na Bertus Pasonse in die sop. En dan sien jy net mense verstaan nie. Hulle dink maar ja, hulle gaan maar aan op hulle ou traan. Ek wil nie verstaan maar ons het okay gedoen die eerste paar weke. Nou hier is ons by die einde van die jaar, ons het nou 'n groot probleem. Ja. Maar dis al daai verskillende fasette. En wat gebeur daarvoor? Wat is die gas daar gelukkig? Want dikwels as die gas daar ongelukkig is, terwyl die kos kom, is die kos ek sommer nie suur in jou mond. Dis dan maar net so. Weet maar hier is my fascinerend. Jy nou dat jy so uitpak. Ek wou dalk 'n snaakse vraag. Kos vat nou ek het besigheid gaan swat en jy het nou eens wat hulle kom grade gaan doen of wat ook al. Dit klink amper vir my as iemand van besigheid hou. Ek wil amper sê ek dink druk hom eerder in 'n hotelskool. Want daar's so my in terme van besigheid. Ja, sure, dit is the business of like I say, it's not the business of food. It's the business of food and people and dis soos jy nou sê, die hele ding is vir my daar's so baie bewegende parte wat vir my voel jy word 'n meer afgeronde besigheidspersoon omdat jy al hierdie fasette van besigheid aanraak. Want daar's iets van in ons kursus ook. Ons doen business management, HR. Nou nee, ek gaan nie vir MBA doen. Ja. Maar ek weet jy moet die basiese finansiële beginsels van 'n begroting verstaan. Ja. Jy moet kan optel en aftel en ek is jammer om vir jou te sê, maar ons kyk dan die statistieke. Ja. Comprehension is 'n probleem deesdae met ons jong mense wat uit die skole uitkom. Optel en aftrek deel en maal. Wat soos vir ek weet jy's in jou ingedrul. Ja. Tot matriek toe. Ja, absoluut. En vra vir iemand vinnig, jy weet, wat is 100 gedeel deur 4 en hy moet dink daaroor. So ons spandeer baie tyd daaraan om basic calculations, finansiële beginsels. Yes. Dis maar alles deel. Maar weer eens prakties, nee. Dis weer 'n ding wat jy in enigiets kan toepas dan. Jy weet, ja nee, dit is
Ek dink natuurlik, dit is, wat is nou maar dit is 'n baie opwindende bedryf en daar's 'n plekkie vir elke persoonlikheid. Jy moet net gaan uitvind waaroor die bedryf gaan. En dit is net, ons dink jy, of jy kook, of jy waiter. Dis lank al. So is dit die, ek wil sê, is dit die bemarkingsuitdaging op hierdie stadium is nog steeds die mispersepsie, of soos jy sê, jy's 'n waiter. Nou al wat jy sien is 'n ou wat goed aandra. Dit is een ding van wat ek nou gasvryheid bestuur. Ek dink nie, daar's baie mense wat regtig besef hoeveel geleenthede is daar vir jou as jy ons gasvryheidsbestuur geswat het nie. Natuurlik, jy weet jy moet jouself die heeltyd verbeter. Ons kan nie vir jou in 2 jaar hier 'n general manager maak nie. Vergeet dit, algemene bestuurder nie. Moet ek nie gaan aansoek doen vir 'n algemene bestuurder want jy gaan jou naam bolly maak. Ja. Jy weet, jy moet begin iewers. Jy kan jou voet in die deur en dis dikwels ook ons kursusse is 50% op kampus, 50% af kampus. Ons plaas hulle, ons roteer hulle, ons evalueer hulle in plekke waar hulle op hulle voete moet dink. Want hierso is julle daai vennootskap met die restaurante en die hotel kombuise en so aan. Met ons opleidingsvennote wat ons saam mee werk en dis waar ons studente plaas sodat hulle werksondervinding kan kry. Hulle is deel van daai ruil transaksie is ek aanvaar dit is met ander woorde ek wil sê competent gratis arbeid. Gratis absoluut ja. En julle gee hulle daai exposure. Ja. So dis so die een aan die ander hand was. Nee, verseker. En ek weet, dit is nie 'n maklike storie nie, om almal geplaas te kry, in die regte plekke, om die regte opleiding te kry, en hulle te evalueer, want daar's baie goedjies al verbonden, dis nie soms skryf jy eksamenkie, dan is jy klaar nie. Ja. Daar's 'n hengse klomp administrasie wat moet geskied, voordat die kwalifikasie afgehandel word. Ja. En ons doen natuurlik die Suid-Afrikaanse kwalifikasies, en dan doen ons ook internasionale kwalifikasies, ons kombineer die kursus. Ja. Maar ek wil net, jy moet daai bietjie ook uitpak. Ek weet weer eens gee ons net 'n snapshot. Ek weet julle so jy sê ander kursusse over and above hierdie ek wil sê die pilaar kursusse wat vir my so kragtig is en ek wil dit terugbring na besigheid toe. Is die feit dat julle die ouens dat hulle hande gaan vuil maak. Jy weet dis soos 'n internship. So dis weer daai terwyl jy leer hier en jy gaan pas toe onmiddellik daar. En dit voel vir my daai se leerbeginsel wat missing is. Vir baie. Ek meen die ouens kom 3 jaar uit die universiteit het. Ek sê dis enigiets fout met universiteitsopleiding nie. En dan gaan sit jy voor iemand wat jy aansig doen dit vir werk en die eerste vraag wat is wat se ondervinding het jy? Maar ek verskoon my meneer, ek het 3 jaar geswat. Ek het nog geen ondervinding. Hier by die boek kan ek baie mooi lees. Maar dis omtrent al. Yes. Hier het jy geen verskoning nie. En dis juis omdat ons hulle uitplaas, want hierso na 'n maand is almal in 'n gemaksone. Jy ken jou buddy en jy weet hoe werk die kombuis en alles is oukei. Ja. Daar is 'n ander storie. Jy's nou in die eerste jaar skrik hulle almal dood as ons hulle uitplaas. Jy weet, o genade, is dit wat ons nou getref het. Sê wat op ons skree en ons moet nou hardloop en gryp en goed doen. Maar dis wat vir jou op die einde van die dag vir jy voor daai persoon sit wat jou in diens wil neem, wat jy kan bewys lewer I've done it. Yes. Ek was op die vloer, ek het dit gedoen en ek kan op 'n ek sou sê ons noem dit gewoonlik maar 'n toesighoudende pos kan jy op instap. Dit hang natuurlik af van persoon tot persoon ook, jy weet. Ons ken ons studente en jy weet wat kan hulle, party kan meer en party kan minder. En dis weer omdat hulle hande vuil maak. Nou sien jy hulle eerstehands in aksie. Ja. Maar nou ek neem aan daai is ook werk pragtig om dan met die plasing van hom om die actual werk te kry na die tyd. Dis nou weer as jy jouself bewys word jy kan jou room van die oes vinnig identifiseer in hierdie internship. Maar ouens is slim, hulle kom na ons diploma plegtigheid toe. Kyk jy die top studente. En dan het hulle. Okay. Ja. Slim is kom nie. Ja. En as papi en mammy bel en sê hoekom my kind nou nie hierdie geleentheid gekry nie, want ons studente kry baie geleenthede om ons is tussen die ambassades, ons is oorkant die presidensiële gastehuis om regtig funksies te gaan werk wat vir hulle ongelooflike wat's exposure, jy weet, blootstelling gee. Ja. En mense sien jou raak. Dikwels is jy weet nie wie sit vanaand in daai funksie nie. Dit kan jou volgende persoon wees wat jou in diens gaan neem. Hangende af hoe jy jouself
gedra of hoe kan ek gedra nie is handhaaf, ja. Yes. Okay. Res van julle kursusse, ek wil julle te magdom van, maar weer eens alles geskoei om. Okay, hierdie is nou voltyds. En ons voltyds is net gasvryheidsbestuur 2 jaar, patisserie 3 jaar, chefing 3 jaar. En die patisserie is 2 + 1. Dis 2 jaar chefing plus 3. Ja, 1 jaar. Ja. So, dit is nou die chefkursus is die enigste kursus van Suid-Afrika nou erken word en jy moet ook 'n try-test. Soos 'n ambagsman moet jy 'n try-test doen. Nou ja, ons is 'n try-test, ons is geakkrediteerde try-test senter. Ek weet nie wat is dit in Afrikaans nie. Nee, ek dink dis die naam. Ja, ons is ook 'n try-test senter, so ons studente is baie bevoordeel want hulle hoef nie op 'n ander plek te gaan aansoek doen nie. Dis deel van hulle kursus en hulle kan hulle try-test hier afhandel. En dit is nou juis julle om die feit dat julle hierdie kommersiële kombuise hier onder het. Ja, want jy gaan deur 'n proses jy moet hê klomp goed aankoop, jy moet ek dink ons kry nou eers bietjie terug wat ons destyds ingesit het om akkreditasie te kry as 'n try-test senter. Ons wil dit eers gaan vir ons studente. Maak dit 10 keer makliker want hulle kan op die perseel doen, hoef nie uitgeplaas te word nie. So is daai ek wil sê die try-test wat nou lekker is dit is vir julle addisionele inkomste stroom, maar daar's nou weer ander buitenskole wat nie daai wat hier nou kom vir hulle. So julle En jy weet dit is daar's ook baie ek weet nie almal weet dat die 3 jaar kursus wat deur die QCTO, the Quality Trade and Occupational Council, 'n kursus deur hulle geakkrediteer is. En dan kom NAM in wat jou soos al die NAM is in beheer van jou elektriesiens, jou ambagsmanne, al daai. Okay. Daai kursus as jy 3 jaar klaar is en jy doen nie jou try-test nie, is hy niks werd. Ek dink baie mense weet dit nie. So dis daai rooi seël, daai laaste stap. Daai rooi seël wat almal kry, wat try's doen, verskillendes. Ja. Dis wat vir jou. Ek sien. Jou deurtjie oopmaak. So daar's baie ouens maak klaar en dan doen nooit hulle try-test nie. En dan kry hulle nooit, jy kan nie jou kwalifikasie kry mits jy jou try-test. Maar is daai nou ander woorde wat jy hierdie klomp opleidingsplekke wat oppop en ek wil sê die swak is vat net jou geld en hulle maak hulle is ongelukkig so. En hulle jy weet nie as jy moes daai seël gekry het daai. Nee, dit is baie belangrik. Dit is regtig iets om te weet. Dit is ons voltydse kursus en dan doen ons ook skills programs. Wat is 'n skill? 'n vaardigheids dit klink nie vir my reg nie. Maar in elk geval vaardigheids kursusse, dis kort kursusse. Okay. Dis assistant chef. Dis 'n jy het 'n sekere hoeveelheid kontak daar, jou teorie en dan kry jy 'n sertifikaat van een van ons akkreditasie instansies. Al ons goed is geakkrediteer. Dan vat ons mense uit die industrie wat wil upskilling, multiskilling of reskilling doen. Dis maar die 3 buzzwords op die oomblik. En dit is ons vaardigheidsprogramme, skills programs. Okay, goed. So dit is ons eksterne opleiding wat ons dan doen vir maatskappye wat geld wil spandeer om hulle personeel op te lei. Okay. En vir hulle 'n sertifikaat op die einde van die dag te gee. Yes. Dis die ander gedeelte van ons besigheid. Hoe lyk daai tipiese kliënte? Dit is tipies gaan jou gasvryheidsbedryf wees. Okay. So dit is 'n hotelgroep. Ja, hotelgroep het nou besluit ons wil ons food and beverage personeel wil ons 'n bietjie meer leer oor guest relations. Ons het 'n kursus daarvoor. So jy kan daai kursus kom doen. Daar is assistant chef. So dis nou ouetjies wat begin stadium. So jou basics of chefing. Ja. So chef 101. So vaardigheidskursus. Alhoewel daar kom jy jou knife skills, al daai goedjies wat so belangrik is, al die basiese goed. As jy nie die basiese goed in chefing kan doen nie, you'll never be a good chef. Never. Is 'n kursus soos daai, is dit byvoorbeeld die huisvrou wat wil is dit te kompleks nog steeds? Ja, dit is Ons wil eerder sê, waar sit so 'n training wat jy iemand, ek is nou lief vir kos maak, ons het masterclasses. Ons doen dit masterclasses. Ons het nou byvoorbeeld een waar die chef van die Royal Thai Embassy kom vir ons
Ons kan net 'n klein hoeveelheid mense vat en dan kom sy nou vir jou verduidelik hoe om lekker Thai kos te maak. Okay. En ons hoe lyk dit? temas Is dit 'n dag ding? Nee, dis begin in die middag. Dis so 3 ure wat hulle kook en dan gaan sit hulle en dan eet hulle kossies en kuier lekker met 'n glas wyn en so aan. So jy kan nou dis nou waar jy sulke masterclass. Correct. Ja, en dan is dit populêr? Dis baie populêr, ja. Dit's onder die vrouens. En ons kan net soveel vat, weet jy. Ja, kan nie meer vat nie, want dit jy werk een op een met hierdie mense. En dan en ons doen funksies. Ons is nie 'n funksie plek nie. Ons kan dit doen, ons het definitief die fasiliteite en ons kan vir jou 'n baie wonderlike ding aan mekaar slaan, maar dit is nie ons eerste prioriteit. Die eerste prioriteit is opleiding. Ja. So as opleiding nie 'n funksie kan hanteer nie, en daar's nie plek nie, want dan is daar nie 'n funksie. Sorry, ons kan jou nie help nie. Maar ons kan jou hierdie data wel. Ja. En weer eens die funksie is 'n geleentheid om te kan hande vuil maak. Natuurlik, ons is redelik eksklusief daaroor. Dit help nie vir jou om hierso hoe kan ek nou sê, wil ek nou nie iets snaaks noem nie, wat iemand nou gaan aanstoot neem nie. Jy gaan nou nie 'n bier en 'n broodjie funksie hier doen nie, verstaan jy? Want niemand kan niks leer nie. Ja. Ons verkies om 'n lekker aansit ete te doen, bietjie, jy weet, moeite te doen, temas te doen, gaskunstenaars te kry. So dit is baie goed vir ons, want ons moet hier op kampus ook, want ons praktiese opleiding doen. So ons moet geleenthede skep vir ons studente, en hulle doen een van hulle kursusse is events management, so hulle moet 'n hele event 'n funksie beplan van begin tot einde, en hulle in hulle groep moet dit ook hierso bemark, hulle moet dit aanbied van die begin tot die einde, die spyskaart, die tema, die alles. Ja. Wat is jy het nou ons weet nou die tegnikonne van ouds wat soos 'n bom gewerk het. Ek dink jy's ek weet onthou in Bloemfontein was die tegnikonne toe hotelskool gehad, goed. Wat is nou die stand van sake? So jy het nou privaat ouens soos julle, so ek wil sê wie dryf hierdie opleiding vorentoe in die land? Is dit ouens soos julle? Ek dink regtig vir die TVET colleges, daar's baie uitdagings daar. Dis waar die private instansies, dink ek, wat regtig waar op 'n tafel sit en ons beklei. Ons beklei regtig waar met ons Departments of Education, vocational. Ons is nou in 'n scenario wat amper 'n lobbying funksie wat jy nie gebargain op nie, maar jy moet dit doen. Nuwe kursusse wat ons by betrokke raak, die ontwikkeling daarvan. So dis nie goeie nuus wil ek sê. Dis nie goeie nuus vir julle nie, maar dis goeie nuus vir die studente en so. Maar ons werk saam. Daar is ook TVETs wat betrokke is ons private instansies en ons werk almal saam vir alles nuwe kwalifikasies moet ontwikkel word. Dis net alles vat net verskriklik baie tyd. Ons sit nou met al ons skills programs wat verval in Junie maand en ons weet nie wat gaan gebeur nie. Gaan dit wat is daar nie gebeur? Ja, die authorities kan trek hulle skouers op. So ons weet nie wat gaan gebeur nie. En dit is nie goed vir ons bedryf nie. Dis glad nie goed nie. Maar daai akkreditasies as ek reg verstaan in Suid-Afrikaanse konteks, jy nie akkreditasie het nie. Ek wil sê daai ding is nie tax deductible nie, maatskappye en die huis wil nie 'n beursie oopmaak nie. Hulle sal nie. Jy het byvoorbeeld geld gekry. Jy het aansoek gedoen vir 'n grant, jy het geld gekry. Daai goed moet alles geakkrediteerde programme wees. Jy kan nie ons kan daai goed nou vat, ons kan gaan aanbied, maar niemand gaan vir jou 'n sertifikaat uitreik nie, want hy's nie uitverval. Yes. So ons sit nou in daai situasie. Ons sit met 'n fantastiese kwalifikasie. Daar's 'n reception kwalifikasie wat ek dink uitstekend is. Daar is 'n food and beverage service attendant kwalifikasie. Is almal NK4 wat ons weet nie waar hulle is nie. Ons weet daai goed is dink ek een van die belangrikste kursusse wat nou moet vir al die food and beverage service attendant. Ons het in Suid-Afrika veral met ons diens komponent lig. Dis 'n absolute hartsaak vir my. My hart gaan uit vir elke persoon wat 'n waiter is. Want dit is gewoonlik, jy weet, ek hou nie eens van daai woord. Daai woord nie. So, maar staan paak net gou daai, want ek wil terugkom nou. Ek wil net een tree teruggaan. Waar jy's met hierdie kursus ontwikkeling, soos wat met hierdie voorbeeld, waar kry jy inspirasie? Ek wil sê wie monitor julle
Watter lande dryf daai innovasie in die opleiding en so aan en spin? Weet jy wat, ek dink, vir my as persoon, ek dink Australië is seker een van my ouens wat ek definitief na kyk, veral na diens en kos. Europa is altyd nog daar, maar ek dink Australië het hulle verbygegaan. Ek is nie 'n groot Amerikaner nie, maar ons kyk hier in ons land, moet ons kyk na ons industrie. Ons het fantastiese plekke in hierdie land, hoor, wat kos aanbetref, en ons vra vir hulle, wat het julle nodig? Wat wil julle hê? Wat soek julle? Jy begin daar in die reverse engineer vandag. Ons kan nie hier so sit in ons stoeltjies en sê, ons het nou besluit nie. Ja, ons het 'n nuwe konsep in New York gesien. Dit gaan nou cool wees. Dit gaan nie werk nie, man. Wat wil ons bedryf hê? Wat wil ons bedryf sien in opleiding? Wat wil jy, as jy, wat na 'n restaurant toe gaan, wat Jacques is, wat dink jy, wat moet verander of verbeter word, as jy gaan vir 'n rustige, lekker ontspanne maaltyd by 'n restaurant, gastehuis, wherever. Ja. Julle is die mense wat moet sê. En dis hoekom blootstelling is baie belangrik. Ons moet ook hier, jy moet uitgaan, gaan kyk wat gebeur daarby. Ja. Dan kan jy sien, wie kan ons verbeter. Om met julle die studente plaas, wat hulle nou daai prakties kry, nou dis die oor op die grond. Nou kry hulle daai feedback en so aan. Ja. Is 'n verskriklik kragtige model vir my. Ek moet sê, ek sit nou hierso en jy laat my regtig dink dat hierdie is 'n model wat, soos ek sê, ek dink ons weet met jou ambagte, jy kan die boiler regmaak of nie, of jy kan die plug regmaak of nie. Dis nie soos met die ander, jy weet, swart besigheid, jy weet niks van besigheid af. Ja, menslike elemente is nie baie betrokke daarin. Ja, jy moet nog 'n gelukkige persoon hê, maar jy het nie direkte kontak. Is meer gecompliseerd. Maar ek dink tog dit is en jy weet hierdie bedryf kom uit, ons wil nie daai aaklige woord weer eers noem nie. Ons het die grootste, ek glo dit, die grootste, kom ons gebruik die Engelse woord knock gevat met die COVID. Yes. Maar ons was toe. Er was 'n paar entrepreneurs wat begin goedjies maak, sopkombuise in goedjies begin wegneem etes, blablabla. Ons was omtrent almal vir 2 jaar. Nou weer. Ja. Maar ons is 'n veerkragtige bedryf. Wat hier gebeur nou, van die ouens moes ook in elk geval vertrek het, dit tyd was op. So goed om die boom te geskit. Nuwe goed het gekom, ja. Yes. En ons is veerkragtig, en wat ek nou weer sien in die bedryf, dit is lekker om uit te gaan sien, wow, die plekke is vol, jy praat met die mense, sê, dit gebeur, ouens reis, hulle eet, hulle wil weer uitgaan. Ja. Weet jy, in die begin, ek wil onthou die eerste funksie wat ons hier gehou het na COVID, was amper soos begrafnis. Ek het ek myself voorstel met die gaste praat, sê ek, hoor die ouens, asseblief gee my net 'n glimlag. Ja, kom ons maak dit 'n geraas. Ja. Maar dit voel vir my, weet is amper daai, is ons okay hierso, gaan dit werk, weet. Dit is glad nie meer so. Ja. So kom ons gaan nou weer terug na die food and beverage. Kom ons praat waiter. Soos jy nou sê, jou hart gaan uit. Jy het 'n ding gesê van ons moet ons diensvlakke. Hier's ook nou 'n simpel vraag, maar hoekom drop diensvlakke? Hoekom is daar kulturele, en ek wil nie Afrika uitsonder in die sin van 'n Afrika kultuur, maar hoekom drop standaarde? Jy weet, dit is, ons spandeer fortuin aan ons spyskaart. Ons spandeer 'n fortuin aan die meublement. En alles is beautiful. Ja, chef maak wonderlike kos en dan sien die Willie Wally voor. Kom ons kyk gou vandag iemand nou hier sit te bedien. Ek hoor jou. So as amper hier afskeep, jy soek nou absoluut. Ek sê nie altyd, jy weet, ek wil nou nie gekruisig word nie, maar dit is in baie gevalle. Ek het nog nooit, so wat op die vloer is, aangetree of lelik geweest, sê hy nou ongeskik of sy ongeskik met my was, maar ek bedoel, as jy sien, maar hierdie persoon het eintlik nie idee wat nou hier aangaan nie. En dan dikwels vra jy, jy het geen opleiding nie, dis nou maar aangesit, gou deurgegaan, vra vir iets op die spyskaart, wat is dit, en so jy sê, kyk jy aan of jy balle, so hulle weet nie eens wat sy dis nie, ou het besluit, hy het so 'n boek, wynlys, helfte van die wyn is hier beskikbaar, die persoon weet nie eens waarvan jy praat, as jy die woord uit, dit is vir my verskillik, en jy weet wat, daar moet mense wakker word, want kyk na die plekke wat goeie diens het voor, ek sê vir jou nou, hulle maak goeie geld. Want dis die eerste kontak wat jy het. Daai persoon gaan jou plek verkoop, gaan maak dat jy terugkom al dan nie.
Jou kos, ja. Maar ek vir jou sê, ek was al in 'n plek gewees. Ek nou by die derde bottel wyn wat nie beskikbaar is nie. Nou is ek redelik geïrriteerd. Ja. Nou het iemand vir my vreeslik fancy kon verduidelik wat hulle spesialiteite is. Die het my wyn kom en ek wil die special bestel, die special al klaar. O, aarde. Die kombuis het nou met niemand gepraat. Die arme ouetjie is fluster. Kom maar terug nie, jy kan sien is nou so verbouwereerd. Nee, maar ons het nou nie meer van daai nie. Maar dit was lankal, toe daar 5 oor was, moes lankal gekommunikeer gewees het. Dit gaan oor opleiding. Jy weet, en is daai 'n proses waar daai meeste van daai werk is ook nie permanente werk nie, en dit is vir my 'n probleem. Is jy sommer dit afgeskeepte of ons kyk neer op dit, dis hoekom dit nie belangrik is om 'n voltydse of wat is dit? Want daai is tog nie waar jy jou geld gaan spaar as jy met koppe sny nie. Jy moet glad nie. Ek dink dis ja, jy weet 'n goeie waiter, kom ons noem hom maar daai woord wat almal ken, behoort 20 mense met gemak te bedien. Pragtig. Dit is die gemiddeld, ja. Ja. En dit is definitief in die meeste so die catch-22 is omdat hulle, so dit klink amper hulle skeep hierdie rol af. In die proses nou, omdat hulle nie goed getrein is, nou het jy meer nodig. Natuurlijk. En nou doen almal meer liggame, meer probleme en nog steeds word die diens nie gelig nie. So dis actually net 'n stupid evil circle wil ek amper sê, in steede van kry iemand die regte persone en lei hulle op. Laat hulle jou goed, laat hulle daai jou spyskaart, jy moet weet wat's op daai spyskaart. Daai persoon moet weet wat is daai gereg, waar bestaan dit. Ek moet dan ten minste die basiese wyne ken. As jy so 'n wynlys het, laat bring terug die ou wine stewards. Jy weet sommelier, jy weet die sommelier woord wat almal so rondgooi in Suid-Afrika. Sommelier is excuse me. Dis 'n wynmeester. Is 'n meester. Ja. Maar ons het gehad in die ou tyd jy gehad 'n wine steward. Nou ons het nie 3 wyne gehad op die wynlys, dit is makliker geweest, maar van 2 in Nederburg. Ja, hulle onthou jy in Bellingham. Bellingham. Ja. Maar ja. So, maar jy weet, kry iemand dan wat spes in jou beverages. Wat vir jou kan 'n lekker skemerkelkie kan verkoop. Wat weet wat is die basiese goed. Wat kan iets vir jou voorstel? Ek is nou nie weet nou nie lekker. Maar weet jy wat ek wil voorstel voor jy 'n wyn bestel? As jy nou die vis vandag gehad, hier is die wyn wat ek kan voorstel. Dit is die tipe ding wat jy wil. En ek vertel jou nou, mense kuier langer. Hulle baie mense meer geld? Ja, verseker. Ja, so dis weer die ouens verstaan nie die ekonomiese ruk. Ek het 'n groot baie hard lê daar. Dis seker maar omdat ek 'n food and beverage girl is. Ja. Maar dis baie hard. So ek wil jou vinnig 'n storie vertel en dan wil ek uitbrei oor hoe lyk hierdie wat julle anders te doen en so aan. Ek onthou een van my amazingste ondervindinge was in Whole Foods in Amerika. En ek weet nie van die ouens wat luister, Whole Foods is mos nou maar Amazon het daai tyd oorgekoop, maar hulle is organies, né? So ek dink Amazon het Walmart gekoop. Whole Foods koop baie tyd en hulle joke mos sê mos whole paycheck, né? Maar in ieder geval, ek sien eendag as ek in Austin, daar's 'n splinter nuwe Whole Foods en ek stop daar en ek wil vir my nou broodjie. En toe ek weer sien, toe sa tweede verdieping en ek vra wat sal hulle sê nee, dis waar die craft bier is in die wyne. En toe ek opgaan, toe staan 'n wynmeester. Ja, agter en ek het natuurlik ons het later dit was 4:00 in die middag. Daai aand 11:00 toe vra dat ek asseblief en ek en my nuwe vriende moet gaan. Ja. Maar die punt was daai ekspertise in 'n supermark in terme van en dit gegaan met wat jy uitstap mee. Ja, jy daar gedrink, maar jy koop die kas nou, op pad uit en jy ja. proe en dit was ongelooflike professionele in 'n supermark vir goodness sakes, nie eers 'n restaurant gewees nie. So die geleenthede wat daarmee gepaard gaan. Ek sit en selfs dink aan ons ouens. Ek dink aan Checkers wat fantastiese wyn opsies het. Is soos waar's daai skep die expert agter wat jou kan help kies en proe en gaan te kere. Ek wil sê ek gaan nie ek kan hom 'n makro centurion noem. Ek wil nie so toe gaan nie, want die dame daar na die wynafdeling. Ek het miskien nee kyk. Ek gaan om 'n paar goedjies te koop. Ek gaan met 'n hele trolley daar. Ek wou sê sy jou beet kry. Is aan die linkerkant. Ek was hy daar so al die wyne so, né? En sy ken alles. En sy sê dat jy hierdie en daai en hierdie en so en
Ag nee, dan my trollie is vol, ek is weer in die skuld vir maande. Maar ek het gelukkig iets om te drink. Jy gaan nie worry oor jou skuld nie. Dors gaan nie my dood wees nie, toe nie. Ja. So wat het julle toe nou? Wat's anders dan hierdie food and beverage attendant of wat jou visie is om? Ek dink daar's iets vir alles. En jy weet selfs emotional intelligence dat ons redelik ook op klem gelê in hierdie kwalifikasie, want dit is so belangrik. Hoe gaan jy jou kliënt lees? Die diensaspek. Ja. Ons het baie goedjies ingewerk in daai kwalifikasie. Dis 'n jaar, dit gaan 'n jaar neem om die kwalifikasie te voltooi. Dis NK4. So, en maar ek dink net ons land het dit dringend nodig. En ek hoop as hierdie kwalifikasie beskikbaar is dat ons mense in die bedryf gaan besef, kom ons kry ons top persoon of 2 of 3 mense en ons sit hulle deur hierdie kursus en gee vir hulle give them that lift. Ons polish hulle. Dis as jy sê die is 'n upskill. En gee vir hulle permanente pos. Asseblief. Ja, sure. Wat is daai in terme van of vinnig daar stil te staan die HR komponent van die restaurant ook? Is dit klink soos 'n nagmerrie in 'n mate? Ek dink of jy net daai churn wat jou nee, jy moet maar net bedoel jy nou die aanstelling of bedoel jy wat die aanstel fire mense wat nie bly nie. Dit klink vir my na 'n absolute dameletjie. Dit is en jy weet daai ou storie wat ek natuurlik glo gee vir jou mens 'n loopbaanvisie. Ek kom nie en ek sê waitertjie. Ja, dis nie die begin en die einde nie. Weet jy wat? Hier's wat jy kan bereik. Deur ons gaan vir jou oplei en jy gaan uitkom. So sê mense gaan nou, hier ding is, but if we try and they're going to leave us. They're going to leave you in any case. Anyway. Might as well get die maximum uit die ou uit kry en ek ken baie mense van mense wat kennisse in die bedryf wat daai konsep toegepas het. Wat jy weet ek weet van 'n sommelier wat 'n tuinier was. Hy's vandag 'n sommelier. Wow. En hy's kundig hoor. Ja. Maar dit is hoe jy mense behou en hoe jy hulle 'n visie gee en 'n loopbaan. Jy beplan 'n loopbaan. Dis nie daai in en uit kom en weet werk gaan hierdie is amper 'n dead end. Maar dis 'n gasvrye bedryf. Dis in en uit ja. So dis weer eens ek wil amper sê daar dit klink soos onkundigheid op bestuurvlak en individuele vlak wat hulle weet nie daarvan beter nie. Hulle weet nie daar's 'n toekoms nie. Hulle weet, they just not doing it. Ek verstaan. Ons weet kom ons wees weer puntenerig want by ons keuses kom jy ons aanstel en stil tot daai mense die leer kan klim. Ja, jy gaan nie vir altyd bou nie, verseker. Jy weet ek het ook 'n groot voorstander gaan sprei jou vlerke. Daar's soveel geleenthede. Gaan kyk bietjie wat gaan in die buiteland aan. Kom terug met 'n nuwe visie. Maar ja, daar's is julle in terme van die teikenmark is daar nog steeds ek wil sê is die grootste soos 'n 80-20 moet doen op julle sales. Is dit nog steeds groot groepe waar julle dit wat julle ouens plaas éventueel of is daar nee, wat is die persentasie van jou entrepreneurs, jou independent wil ek sê? Ek dink daar's baie nie, kyk as hulle uitgaan is nog daar is entrepreneurs éventueel. Ja. Maar as jy uitgaan, moet jy maar eintlik jou voete by 'n deur in kry en kom begin bietjie regtig waar in 'n voltydse operation. Yes. Maar is daai operation is dit corporate operations of is dit individuele restaurant? Meeste van dit is kleiner hoor. Is dit so? Dit is jy beweeg. Dis nie weer die groot hotelle. Ja, jy weet wie die eienaar is. Wat nou weer ook voordele het. Ja. Okay. Waaroor is jy opgewonde? Ek weet ons het nou gepraat oor die verkiesings en goed dit op pad is almal sit terug, maar wat dink jy? Wat is daai as jy kyk na die volgende, wat maak jy opgewonde in die volgende 3 jaar? Ek sê wat dink jy is goed, wat sleg? Wat is die geleenthede? Vir ons bedryf? Ja. Ja nee, ek dink as ek weer voor gesê, ons bedryf is veerkragtig en hy's terug met 'n bang hoor. En dinge gebeur en daar's regtig ongelooflike goed wat gebeur. Kyk na die kosbedryf. Kyk alles, jy weet, as ek 'n kostydskrif vat, dit is vir my as iets wat ek nie kan ek weet ek moet hom nie eers koop nie want jy kan dit alles op die internet kry maar ek hou nog van papier. En dan gaan jy net deur en sien jy, wow, jy het nooit hierdie aangedink. Hierdie ou goed kom terug met 'n nuwe baadjie. En ek dink daar's net soveel geleenthede reg oor die wêreld in hierdie bedryf van ons. En daar's 'n plekkie vir almal. En ons is terug, ons is daar. It's happening again. Ja. En daar's kundige mense
nodig. Opgeleide mense nodig. Kyk na wat die UK gebeur het, al die restaurante oopmaak. Dis nou nog so, ek was nou onlangs daar. Die personeel wat daar werk is 45 plus. Pragtig. Want almal is wat verdwyn. Jy weet, Europa reis jy ons baie vinnig oral. Die mense nie. Die restaurant is ook pas vol, ons die mense nie. Opgeleide mense nie. Sure. So, ek dink daar's regtig waar weer terug waar ons was. Voor COVID, dus wat ons met gemak kon gesê het, as jy nie werk kry, wil jy nie werk nie. Daar is werk. Ja. En wêreldklas opleiding. Ja, die opleiding is belangrik. Daai, wat jy daarvan gemaak op die einde van die dag, attitude is nog steeds jou houding. Ja. Jy weet, daai ou storie, knowledge 10%, 90% attitude. Ja. Op die einde van die dag. Jy moet eers let. Ja. Maar jy kan vir jouself bepaal wat jy kan bereik in hierdie industrie. Die geleenthede is legio. En as jy jou voete gaan vasmaak en sê, ek wil vir die res van my lewe in Arcadia, Pretoria bly, dan is ek jammer vir jou, dan gaan jy maar daar moet bly vir die res van jou lewe, want dan gaan jou geleenthede ook nie baie wees. Ja. Dink jy moet bietjie half soort van, man, sprei bietjie daai vlek. Ja. Jy weet, die Kaapenaars is stadig. As iets in die Kaap gebeur, dan weet ons gewoonlik al klaar hier van wat is beskikbaar. So, maar dis weer eens, die beste werk word nooit geadverteer nie. Jy moet daar wees om van dit te hoor. Ja. Ronel, dankie. Is inspirerend. Is insiggewend. En ek wil net sê wel gedaan. Ek het 'n passie vir opleiding en dis amazing die impak wat jy het en ons kort meer van dit. Dit is, as mense het besef wat dit baie keer, wat ons sien baie keer, weet jy, ouens wat hier inkom, wat daai benoude soort van mensie is, en as jy uitstap wat jy daai, you've got the confidence, ek kan dit doen, en die wêreld is my oester. Ek dink ek het klaar vir jou nuwe student, ek dink aan my dogter, want sy het op 'n stadium, sy is 15 nou, en sy sê vir my, want sy is al lankal, sy is in die kombuis, so sy het 'n natural, daar in die coffeeshop, en sy het die eendag, sy sê vir my, sy wil 'n designer gaan word, en dit was vir my weird, want sy het daar 'n naai masjienkie, maar ek sit nou en dink, jou telskool klink vir my, maar dis hierdie multiple dissiplines wat, so dis nie net een, dit is die verskillende dissiplines wat vir my opwindend is, vir enige jong mens wat dit is 'n opwindende bedryf, ek kan dit sê, en ek is lankal verby die stadium, met mense se persepsie, dit is harde werk. Hallo, enige iets wat jy in die lewe wil doen, wat jy seker 'n bietjie ekstra in tyd insit. Jy is nog steeds aan ons wette onderworpe van 8 ure 'n dag. Daai chef wat 15 ure werk, moet hy wil. Ja. As jy daai funksie hardop tot die laaste kliënt 3 uur die oggend, is spam moeg. Nou moet jy nog 'n bietjie uitgaan ook, jy weet, dan moet jy weer 6 uur begin. So moet jy wil, so moet lekker is. Wat jy jou tyd? Baie dankie, Joe. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.